Kan jy in 'n Ile de France belê? Okay, ek praat met Willie, hy is een van die oudste Ile de France teelers. Nou, hy ken hierdie ding nou van voor tot agter, kruis, dwars, onderste bo, enige kant toe wat jy hom wil hardloop. Kom ons vind uit, hoekom het hy daai tyd besluit Ile de France? Hoe behandel die besigheid hom en waar staan die hele Ile de France mark op hierdie stadium? Kom ons luister. Willie, hoe lyk dit? Ja, goed jy. Ja, doodstil, rustig. Wel, na so 'n veiling vandag kan jy maar smile, nee. Ja, nee, ons is baie dankbaar dat dit regtig goed gegaan, dink ek. Sê vir my, want ek wil sommer daarso begin. Jy weet 2 jaar, ek sê net so 2 jaar, bietjie meer as 2 jaar terug. Ons doen al vir 'n paar jaar julle goed. Toe voel dit half of die ding, so dis moeilik. Dit gaan rof, dit is rou en die tipe van goed. Maar dit voel vir my asof die Ile de France as 'n ras. Ek weet die vleisbedryf het ook nou 'n bietjie kop opgetel en sovoorts, maar dit voel vir my asof die Ile de France as 'n ras regtig besig is om kop op te tel en te groei vir die dood. Weet jy wat julle gevoel het? Nee, ek dink verseker soos ek sê die laaste 2 jaar was daar maar 'n bietjie 'n paar faktore wat teen die landbou was oor die algemeen, die droogtes en die vleispryse en so voort. Maar ten spyte van dit het die ouens, dink ek, die waarde van die Ile de France kruisteling agtergekom en soos jy nou gesê het, ek meen die landbouomstandighede is baie meer gunstig met die reën en die vleispryse oor die algemeen, maar hier's vandag baie van ons diere verkoop aan kommersiële ouens wat gaan kruisteel met dorpers onder andere, ek weet van meatmasters wat hulle mee gaan kruis en selfs een of twee vleismarine ouens wat hulle gaan kruis. So ek dink dis ons ras se sterkpunt en ons lê baie klem daarop juis vir die kruisteling en jy ou kan klem lê op iets, maar as dit nie regtig resultate vir jou lewer nie, dan het jy nie 'n punt weet nie, maar ek dink die ding groei en ek dink die ouens kom agter waaroor dit gaan. Maar jy's nou hoeveel jaar min of meer wat julle met die Ile de France besig is? Hierdie was nou ons 19de veiling geweest, maar ja. Ek boer met hulle van dat ek 6 jaar oud is. So hy's amper in jou ingeteel. Hy is in my ingeteel. My oupa het hulle geteel in die 80er jare en toe het my pa geteel en ongelukkig kon die Roswell stoet nooit aan een loop nie. My oupa het kanselleer en toe begin my pa en hy het kanselleer, toe begin ek, so maar en dit lyk of jy daarom nou die golf ry, jy gaan vir hom deurtrek. Ek is nou wanneer die 97 wat ek die stoet geregistreer het en so ons kom nou al jare met hom deur al sy ups and downs en sy hoogtepunte, laagtepunte, maar ek dink die laaste soos ek sê die laaste 2 jaar het bietjie taaf gegaan, maar daarom ook nou nie doodtrek nie. Maar ek dink in die toekoms van nou af vorentoe as alles nou die landbou speel saam en alles, dan dink ek daar 'n blink toekoms vir die ras. Dierkwaliteit, nee, want jy kom nou 20 jaar met die besigheid, nee. Hoe het die kwaliteit van diere in die groep, by 'n groep en in die ras self opgetel die afgelope ruk? Man, ek dink dit het merkwaardig opgetel. Is moeilik om 20 jaar terug ook mooi te onthou het hulle gelyk. Maar nee, ek meen ons praat baie keer oor dit dat ek meen die doel van teeling is om heeltyd te verbeter. Nou om net daai vraag te antwoord, as dit nie verbeter het nie, wat het ons 20 jaar gedoen? Presies. Dis maar dink ek die hoofdoel en dan die laaste tyd ons lê 'n bietjie meer klem op syfers. 'n Paar jare terug, 15 jaar terug of so, ons was toe die ras ontstaan het, was sy prestasie verpligtend, die toetsings gewees, maar die ras het bietjie op 'n tyd swaar getrek goeters en toe die ras begin posvat, toe was ek toevallig op die raad gewees van die genootskap en toe het ons besluit ons moet hierdie prestasietoetsing verpligtend maak. En 'n klomp jaar terug toe het ons reëls ingestel dat diere wat nie prestasie getoets is nie, gaan nie geregistreer word nie. Ja. En ek dink dit begin nou vrugte afwerk en jy kan dit in die katalogus sien, dat jy kan sien diere wat syfers het, is die teenbeeld van wat jy sien op die grond. So ek dink ons is in die regte rigting. Ons groei verseker. Jy weet, dis een van daai goeders om te meet is om te weet. Verseker. So dis nie net met jy kyk nou meer met die oog en 'n gut feel, maar jy mis dalk een of ander ding wat 20 jaar terug was dit omtrent maar so gewees, jy het by 'n veiling gekom of jy het by 'n ou op die plaas gekom, jy het 'n ram gesien, jy het 'n gut feel gehad en jy moes koop en jy het hom gaan gebruik. Maar dan was dit nie heeltemal nie, maar ek dink met die tegnologie
en die maatreëls wat nou in plek is, dink ek beweeg ons al hoe meer in 'n positiewe rigting. Laaste ding. Die ouens wat nou die goed gebruik kommersieel as kruisdeling spesifiek. Wat is die terugvoer wat hulle vir jou gee op die diere wat jy aan hulle verskaf het? Ag, jy weet, daar's baie terugvoer wat 'n ou kry, maar al wat ek sê is die feit dat 'n ou weer terugkom, sê vir jou hy's tevrede. Hy kan vir jou sê hy's tevrede, maar as hy nie volgende jaar verjaardag weer terugkom om weer by jou te kom koop nie, dan weet jy ou was eintlik nie tevrede nie. So die feit dat die ouens jaar op jaar terugkom en by ons ramme koop en selfs ouens wat al begin oeye koop en so voort, dink ek dis heeltemal 'n positiewe ding. Maar die groot ding gaan maar oor die vetverspreiding, die bouvorm en die uitslagpersentasie. Dit is daai marmering wat 'n ou soek in die karkas en hy sit baie van die meer ekstensiewe rasse wat goeie oeye is. Ons almal het nie kos nie. Party van ons ouens is baie ekstensief. Jy kan nie 'n klomp oeye help nie, maar jy kan 'n ram help, maar op daai kruis oeye. En daai gewig wat jy bysit, jou uitslagpersentasie, jou marmering, al daai goeders maak net dat jy ons elke jaar terugkom en weer terugkom en weer terugkom. Right, so as jy 2 keer dieselfde skaap wil koop, dan koop jy vir jou Ile de France, né? Nee? Okay, so as jy belangstel, soos hy sê, kruisdeling en die goed werk ongelooflik goed. En as jy kleiner hektare het, dan weet jy, jy kan die vleis jaag, né? Nee? Right, linkie bo of hier onder en dan kom jy met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.